Goeiemôre julle almal. En dit is nou nie goeiemôre alreeds by julle nie, maar as julle hierdie boodskap kry, sal dit goeiemôre wees by julle. Dit is nou 6:15 hier so by ons in Japan. Die oggend 6:15 en ek het net 'n oomblik gehou tyd om net 'n kort boodskap te stuur en net te vra vir gebed. Maar ja, oor die algemeen gaan dit goed met ons. Ons is net ontsettend besig en ja, met twee kindertjies wat absolute vreugde is om groot te maak en ons Japaneese taalstudies en ander verantwoordelikhede voel dit vir my asof dit daar so vinnig verby gaan. Ek kan nie eintlik glo ons is al in Junie nie, maar ek dink dalk voel baie mense so. Dit voel vir die jaar so vinnig verby gaan. Maar in elk geval ek wil graag net met julle deel dat ons dit gaan goed met ons taalstudies. Ek het begin met die Bybelkursus en Almar het hierdie week vandag maak ek klaar met die intermediaire boek van Japanees wat ons gedoen het. So die intermediate en dan gaan hy ook begin met die Bybelkursus. Dit lyk asof ons oor 5 maande gaan graduate of gaan klaarmaak by die taalskool. So in die volgende 5 maande moet ons nou die Bybelkursus klaarmaak en die wat hulle noem die message course is so om te leer hoe om Bybelstudies en preke in Japanees te doen. Ja, so bid asseblief dat die Here vir ons hier aan die einde regtig krag sal gee, want dit is nou juist waarvoor ons gekom het. Japan toe is juist om die Bybel vir mense te leer en Bybelstudie te doen en die evangelie te deel, sodat dat ons regtig krag sal hê vir hierdie laaste deel. Ons is maar regtig moeg, so konstante studies, is regtig nie grappies nie. Maar ja, so dis my een gebedsversoek. Ander gebedsversoek is dat nadat ons klaar maak by die taalskool, gaan ons trek en dan gaan ons vir 2 jaar onder 'n Japaneese predikant werk. En daai plek is nou besluit en dit gaan in Tokyo wees. So ek seker julle weet, Tokyo is 'n verskriklike groot stad, baie dig bevolk. Hulle sê dit is 'n concrete jungle. Ja, so ons gaan by 'n kerk werk met die naam Kunitachi Christ Kyokai of Church en onder 'n predikant en sy vrou met die naam Okawa Sensei en hulle het die klein seentjies. Ja, so ons is baie opgewonde. Tydens ons center visit wat ons verlede jaar in September gedoen het ons hierdie gemeente gaan besoek en ons het daar weggery en gedink, wow, hierdie sal so 'n wonderlike training destination wees vir ons. So ons is so opgewonde dat dit toe nou die gemeente geword het wat ons gaan by geplaas word. Ja, so bid asseblief, ek wil 'n foto stuur van waar ons by hierdie kerk was by 'n Bybelstudie. En by daai Bybelstudie was daar vrouens wat Jesus nie ken nie, wat soekers, wat hulle soek. Hulle het belangstelling getoon om meer van die Bybel te leer. So in daai Bybelstudie het hulle vir ons gevra, kom het julle Japan toe gekom? En dit was die eerste keer wat hulle sendelinge ontmoet het. Een vrou het 'n baie moeilike vraag gevra van hoekom ons God wat liefdevolle God is, hoekom laat hy toe dat daar slegte dinge in die lewe gebeur en so voort. So dit was eintlik regtig 'n baie interessante besoek vir ons. Maar as ek sal vir julle stuur, ja, so bid asseblief alreeds vir ons verhouding met hierdie kerk, ons verhouding met Okawa Sensei. Sensei in Japanees beteken teacher, maar vir die Japaneese predikant sê mens ook sensei. Ja, en 'n groot versoek is ook behuising, dat ons het so 'n groot begeerte dat ons in 'n plekkie sal bly wat 'n bietjie groter is, dalk 'n tipe van 'n klein tuintjie het vir ons, vir Leon, vir Luau. Lia is regtig 'n kind wat wil buite wees, sy is nie 'n kind wat net binne wil wees nie, so ons wil so graag net naby 'n park bly of 'n tipe van 'n plekkie het wat 'n tuintjie het of so. Ja, so agter so 'n baie gebedsversoeke, maar ons is opgewonde, regtig baie opgewonde. Maar ja, bid ook vir die groot aanpassing weer vir spesifiek vir Lea. Sy gaan na ons gaan trek aan 'n huisie. Sy gaan na 'n ander kleuterskool toe moet gaan. Dis maar baie groot veranderinge, veral in Japan.
'n 'n land wat nie haar eie is nie, maar ek meen sy word nou groot, so dit voel soos haar eie. Maar nog steeds met die taal wat anderste is. Sy kom huis toe en praat Afrikaans met ons, gaan uit na 'n maatjie toe, 'n ander sendeling, maatjie toe, praat Engels, gaan skool toe, is Japanees. Dis alles wonderlik dat sy doen eintlik so goed, maar dis ook nogals baie vir so 'n klein dogtertjie. Ja, so bid asseblief saam met ons vir hierdie dinge. Dankie dat julle vir ons aanhou bid. Die duiwel is maar listig en hy loop rond soos 'n brullende leeu op soek om ons te verslind. Maar Jesus is getrou en hy is op die troon en hy dra ons elke dag deur en ons rig ons oë net op hom. Ja, bid ook dat ons tyd sal vind om 'n nuusbrief te skryf. Ons is so besig dat ons nie altyd tyd vind daarvoor nie, maar ons wil baie graag goeie terugvoer gee, so bid dat die Here vir ons iewers sal tyd gee en krag en energie daarvoor. Ja, baie gebedsversoeke, maar ja, dankie dat julle saam met ons bid. Sonder julle gebede regtig sal ons nie kan voorhou om hier vir Jesus te werk nie. Baie liefde, tot